Hallo julle, my naam is Willem Loichner en baie dankie dat julle saam met my kuier vanoggend. Welkom by Interrobang. Ons is met 'n wonderlike reis besig deur die Ou Testament. En vandag kom ons by 'n baie interessante deel van die Ou Testament geskiedenis wat eintlik baie belangrik was in die eerste kerk, maar wat ek dink bietjie vergeete geraak het. Baie mense ken nie noodwendig hierdie deel van die Ou Testament geskiedenis nie. Ons sal vandag so 'n bietjie dink oor die tweede tabernakel. Daar was 'n tabernakel in die woestyn waar die volk getrek het. Moses se tabernakel en die tabernakel was die ark en die ark was agter die allerheiligste en net die priesters mag agter die allerheiligste ingegaan het. Maar ons lees aangrypend dat daar ook 'n tweede tabernakel was wat na die eerste ene gekom het. Tussen die eerste ene van Moses en die tempel wat gebou is, was daar 'n tweede tabernakel gewees. En vir die eerste kerk was hierdie die belangrike tabernakel gewees. Ons gaan vandag so 'n bietjie oor hom dink. En ons gaan by die Nuwe Testament begin om te wys waar dit vandaan kom en hoe belangrik hierdie gefigureer het in die denke van die eerste kerk. Ek gaan vir ons 'n paar gedeeltes saam lees uit die Ou Testament en dan uit die Nuwe Testament, dan uit die Ou Testament wat die hele verhaal vertel. En dan gaan ek vir julle 'n bietjie 'n prentjie wys van hoe dit gelyk het. En dan gaan ek julle kans om so 'n bietjie met mekaar daaroor te gesels. Kom ons lees Handelinge 15 van vers 13 af. So Paulus is in Jerusalem, hy vergader saam met al die groot kerkleiers, saam met die disippels. En hy vertel vir die disippels van hoe hy onder heidene nasies die evangelie vertel het. En hoe die heidene mense ook in Jesus begin glo. En dit was uitdagend vir die kerkleiers in Jerusalem gewees, want hulle het gedink dat die Christelike boodskap is net vir die Jode. Paulus kom sê nee, die heidene nasies kom ook tot bekering. Hierdie boodskap van Jesus is vir alle mense. En dan hou hulle 'n groot debat daaroor en uiteindelik staan Jakobus op, Jesus se broer, wat die kerkleier in Jerusalem was, wat die hoof van die kerk in Jerusalem was, eerste hoof van die kerk. Kom ons luister Handelinge 15 van vers 13 af. Toe hulle stil bly het Jakobus gesê: "Geagte broers, luister na my. Simon, dis Petrus, het dit verduidelik hoe dit God self is wat die inisiatief geneem het deur vir hom 'n volk uit die geleedere van die nie-Jode te versamel. En hiermee stem die woorde van die profeet saam, dis Amos wat hy aanhaal. Daar staan getrou geskrywe: Daarna sal ek terugkom en ek sal die vervalle huis, in Grieks die tabernakel, die tent van Dawid weer opbou. Ek sal sy boupalle herstel en dit weer regmaak sodat ook die ander volke die Here kan soek. Ja, al die nie-Joodse nasies vir wie ek by naam uitgeroep het. So sê die Here wat hierdie dinge lank gelede al bekend gemaak het. Die tabernakel van Dawid, die tent van Dawid sal herstel word sodat alle nasies kan deel wees. Die tabernakel van Moses was dit net die Jode gewees. Kom ons kyk na 'n paar Ou Testamentiese gedeeltes. In Jesaja hoor ons dieselfde. Daarop sal iemand in getrouheid in die tent van Dawid sit, die tabernakel van Dawid sit. Iemand wat reg spreek, wat streef na wat reg is en ervare is in geregtigheid. Dan Amos wat deur Jakobus aangehaal is. As die dag aanbreek, sal ek die vervalle huis in Hebreëus tent. In Hebreëus is dit 'n woord wat gebruik word vir 'n tent, 'n temporary dwelling van Dawid weer herstel. So hierdie gaan nie oor Dawid se geslag, soos wat ons sal praat van the house of York of the house of David, en dis die nageslag. Hierdie gaan oor die tent van Dawid wat herstel sal word. Ek sal die stukkende mure weer opbou, al lyk dit nou soos 'n vervalle huis, vervalle gebou, vervalle blyplek. Ek sal dit herstel sodat dit lyk soos voorheen. So waar kom hierdie tent, hierdie tabernakel van Dawid vandaan? Ons kry die verhaal in 1 en 2 Samuel. So in 1 Samuel 4 tot 7 hoor ons van 'n oorlog tussen die Israeliete en die Filistyne. Israel het opgetrek om teen die Filistyne oorlog te maak. Hulle het by Ebeneser kamp opgeslaan. En die Filistyne by Afek. So jy het hierdie twee groepe wat teenoor mekaar stelling inneem. Hulle het stelling ingeneem teenoor Israel.
In die geveg het die Filistyne Israel verslaan en 4000 soldate doodgemaak. Na die geveg het die Israeliete teruggegaan na hulle kamp toe. Die leiers het gevra, hoekom het die Here toegelaat dat die Filistyne ons verslaan? Kom ons kry die verbondsark van die Here wat in Silo is. So die tabernakel van Moses het op daardie stadium in Silo gestaan. Dis waar Eli die hoofpriester was, dis waar die priesters was, dis waar die offers gebring is, dis waar die ark was. Kom ons gaan kry die verbondsark uit die tabernakel in Silo uit en neem dit saam met ons na die slagveld toe. Dit sal ons red van ons vyande. Hulle stuur toe mense na Silo en gaan haal die verbondsark van die Here, die Almagtige, hy wat oor die gerubs troon. Filistyne het toe desperaat geveg en Israel weer verslaan. Dit was 'n groot slagting. 30,000 Israeliete het daardie dag gesterf. Die wat oorleef het na hulle tente toe gevlug. Die ark van God is ook afgeneem en Hofni en Pinias, die twee seuns van Eli, is doodgemaak. Die Filistyne vat die ark en soos die gebruik in daai tyd was, vat hulle dit na hulle God se tempel toe en dan sit dit in hulle God se tempel as 'n teken dat hulle God hierdie God oorwin het. Nadat die Filistyne die ark van God afgevat het, het hulle dit vanaf Ebeneser na die stad Asdod toe gedra. Hulle het die ark van God na die tempel van Dagon geneem. Daag is die Hebreëse, die semitiese woord vir vis. Dagon was die visgod geweest. Asdod was 'n hawestad en dit langs die beeld van Dagon neergesit. Toe die Asdodiete die volgende oggend daar kom, het die beeld van Dagon vooroorgeval met sy gesig op die grond voor die ark van die Here. Hulle het die beeld weer regop gestel. Maar die volgende oggend het die beeld weer omgeval gelê. Sy gesig was op die grond voor die ark van die Here. Hierdie keer het die kop en hande van die beeld afgebreek en op die drempel gelê met net die lyf wat oorgebly het. Dis hoekom die priesters van Dagon of enige iemand wat by die tempel van Dagon ingaan tot vandag toe nie op die drempel van die tempel van Dagon in Asdod trap nie. Toe begin die Here die mense van Asdod en die omliggende dorpe met 'n plaag van swere tref. Die ark van die Here was 7 maande lank in die land van die Filistyne. Die Filistyne het gesê, ons kan nie, so toe skuur hulle na 'n ander stad toe, en toe kom maar swere in daai stad, en dan stuur hulle na die volgende stad toe. Elke plek waar die ark van die Here kom, veroorsaak dit pyn en lyding, tot die Filistyne later nie meer weet wat om te doen en waarmee die ark te stuur. Toe roep die Filistyne hulle priesters en waarsêers bymekaar en vra vir hulle, wat moet ons doen met die ark van die Here? Sê vir ons, hoe kan ons dit na sy eie plek toe kan terugstuur? Hierdie ark van die Here veroorsaak heeltemal te veel pyn vir ons. Dit breek die beelde van ons gode, dit veroorsaak seer, ons wil hom terugstuur. En dan reël hulle en hulle stuur dit terug, en as die Israeliete een oggend opstaan, dan kom maar 'n wa deur beeste getrek met die ark op 'n wa, met niemand saam nie, en die ark stap terug, ark kom terug na die Israeliete toe. Uiteindelik vat hulle dit na Kiriat Jearim toe, nie terug na Silo toe nie terug na die tabernakel toe nie, maar na Kiriat Jearim toe. Die inwoners van Kiriat Jearim het toe gekom om die ark van die Here weg te neem. Hulle het dit na die huis van Abinadab, wat op 'n heuwel gestaan het, gebring. Hulle het ook sy seun Eleazar aangestel om daarna om te sien. Die ark het vir 'n lang tyd, vir 20 jaar in Kiriat Jearim gebly. So vir 20 jaar is die ark nie in die tabernakel nie, dit bly in 'n gewone mensehuis. Tot nou toe mag net die hoëpriester 1 keer 'n jaar by die ark kom. Nou bly die ark in 'n gewone mensehuis en sy kind, wat nie 'n priester is nie, sorg daarvoor vir 20 jaar. En dan lees ons in 2 Samuel 6, wanneer Dawid koning word, net na hy koning geword het. Besluit Dawid, hy gaan die ark haal en Jerusalem te bring, nie Silo toe nie, na waar hy bly, die stad van Dawid. Dawid het 30 afdelings uitgesoekte soldate bymekaar gemaak. Hy en al die mense by hom het na Baala in Juda gegaan om die ark van God te gaan haal. Dit is die ark waaroor die naam die Here, die Almagtige, wat oor die gerubs troon, uitgeroep is. Hulle het die ark van God op 'n nuwe wa gelaai en dit uit die huis van Abinadab op die heuwel weggevat. Isa en Agio, die seuns van Abinadab, het die wa vergesel. Die ark van God was bo op die wa, terwyl Agio voor geloop het.
Dawid en al die mense van Israel met oorgawe voor die Here gedans, terwyl hulle sing en op allerlei musiekinstrumente gespeel het. Daar was liere, harpe, tamboeryne, ratels en simbale. Hulle het die ark van die Here neergesit in 'n tent wat Dawid spesiaal daarvoor laat opslaan. So Dawid skep 'n nuwe tabernakel, 'n nuwe tent waar die ark nou staan in Jerusalem, nie meer in Silo nie, nie meer in die tabernakel van Moses nie. Hier is voor die die tempel. Die tempel het Salomo gebou. So hier is terwyl Dawid die koning is, staan die tabernakel in die ark in die tabernakel, die tent van Dawid wat Dawid daarvoor opgerig het. Dawid het brandoffers en maaltydoffers vir die Here geoffer. Toe hy daarmee klaar was, het Dawid die volk geseën in die naam van die Here, die Almagtige. Daarna het hy aan die hele volk vir elke man en vrou in Israel 'n ringbrood, 'n dadelkoek en 'n bietjie rosientjies gegee. Almal het toe huis toe gegaan. Ons kyk na 'n kaart van Jerusalem, dan kan ons sien dat die Dawidstad waar hierdie tent gebou is onder op die grafiek, op die prent. Hierdie prent hier onder my, daar was staan Gion Spring. Dis waar hierdie tent, hierdie tabernakel van Dawid gestaan het. Dis nie waar die tempel vandag is nie. Die tempel is op Berg Moria. Die stad van Dawid is op Berg Sion. Hierdie foto langs my is 'n herkonstruksie van Jerusalem in daai tyd, in Jesus se tyd, en jy kan sien die tempel is heel bo en die stad van Dawid is heel onder. Die plek waar hierdie tabernakel gestaan het is heel onder. Wat baie interessant is dat in die laaste 10 jaar het hulle baie opgrawings gedoen rondom die stad van Dawid, wat langs die Gion fontein is. En hulle het 'n tempel daar gekry. Hulle het oorblyfsels van 'n tempel gekry, oorblyfsels van 'n tabernakel. En hier is die voorstelling van hoe dit gelyk het. Wat aangrypend is dat dit oop is. Almal het toegang. Dis waar die ark gestaan het. Dis waar Dawid offers gebring het. Dis waar Dawid die mense geseën het. Daar's 'n baie goeie video op YouTube hieroor. So die eerste vertrek reg onder my, het hulle olie gepers, olyfolie wat hulle in die offers gebruik het. In hierdie vertrek hier onder my is waar die ark gestaan het en waar die offers gebring is, en dan is daar 'n regop klip, 'n gedenkklip wat opgerig is, en kamer heel aan die kant is waar hulle die diere geslag het. So dit lyk totaal anders as wat die tabernakel gelyk het. En dis hierdie tabernakel van Dawid wat God sê hy weer gaan oprig. Wat dink julle hiervan? Wat tref julle as julle dit hoor? Selfs 'n bietjie met mekaar hieroor.
Hallo julle, ek hoop julle kon lekker bietjie daaroor gesels. Ehm dis aangrypend as jy gaan lees oor die opgrawings wat hulle gedoen het oor hierdie altaar, tabernakel, tempel wat hulle daar gekry het. Hulle vermoed dit kom uit die tyd van Melchisedek af. Dis waar Abraham van Melchisedek ontmoet het. Hulle het geweldig baie pottery gekry, klei wat uit Dawid se tyd uitkom. Wat bewys dat dit vir godsdienstige rituele gebruik is. In 1 Konings 1 lees ons dat toe Salomo as koning gesalf is, het hy op Dawid se donkie gery na die Gion fontein toe en daar is hy met olie gesalf wat van die altaar afkom. Wat van hierdie altaar afkom. So waarskynlik het Dawid hierdie antieke tempel gevat wat Melchisedek se tyd uitkom en 'n tent behoor dit gesit. En dit het as tabernakel gedien. En dit het baie goed behou gebly want in Hiskia se tyd, na die tempel gebou is, het hy hierdie hele gebied opgevul met klippe. So die mure het net so bly staan en dis opgevul met klippe. Wat begrypend is van hierdie tabernakel is die groot verandering. Die eerste is dat Dawid die offers bring. En Dawid is nie 'n priester nie. Dawid is nie eers uit die stam van die Lewiete uit. Dawid is uit die stam van Juda. En Dawid seën die mense. Dawid doen priesterwerk. Die koning doen nou priesterwerk. Die tweede wat aangrypend is almal het nou toegang tot die ark. Almal het toegang tot die offers. Dis nie meer beperk nie, dis nie meer weggesteek nie. Ek dink in 'n mate is dit hoekom God so kwaad vir Dawid was toe Dawid gesê het hy wil vir die Here 'n tempel bou. Want in die tabernakel van Dawid het almal vrye toegang tot God. In 'n tempel word dit beperk. En dis hoekom die vroeë kerk het baie klem gelê dat die tempel is afgebreek en die tabernakel word herstel. Die tempel van Salomo is afgebreek, die tabernakel van Dawid word herstel. Die plek waar almal toegang tot God het. Die plek waar gewone mense kan priesters wees. En daarom lê die vroeë kerk hierdie klem en sê as God 'n kerk begin, as God die kerk begin met mense wat nie Jode is nie, dan is dit nie herstel van die tempel nie, dis herstel van die tabernakel van Dawid, waar almal toegang het, waar nie Joodse nasies by God kan uitkom, waar almal by die altaar kan kom, waar almal by die ark kan kom, waar almal in God se teenwoordigheid kan wees. En dis wat die kerk voorstel is om te wees. Die kerk is voorstel om 'n tabernakel van Dawid te wees, 'n plek waar God aanbid word, waar gewone mense priesterwerk doen en waar almal toegang het. Waar almal vrylik is. Kerk is nie voorstel om 'n tempel te wees waar sekere mense toegelaat word en jy net ingelaat word as jy sekere kwalifikasies het en net sekere mense die rituele mag vermag nie. Kerk is nie voorstel om 'n tempel te wees met priesters waar net die priesters by God kan uitkom, net met God kan praat nie. Kerk is 'n tabernakel waar gewone mense by God kan uitkom en kan priesters wees. Daarom wat Petrus wat hierdie gesprek begin het in Handelinge 15. Toe Paulus kom en sê God het onder heidene nasies geloof gebring en die ander sê nee, dit kan nie wees nie. Dis dit Petrus wat opstaan en sê nee, dit is reg. God kies vir hom 'n volk wat ook uit heidene nasies bestaan. Dieselfde Petrus skryf in 2 Petrus 1 wat hy sê julle is 'n koninkryk wat uit priesters bestaan. Koninklike priesters. Tabernakel van Dawid, die koning seën, die koning offer. Wat is die funksie van 'n priester? Priester bring mense by God. Dit was die funksie van die offers in die Ou Testament. En die priester bring God by mense. En dit was die funksie van die seën in die Ou Testament.
Ons is nou die tabernakel van Dawid. Ons is nou koninklike priesters wat in God se diens staan. Wat aan God behoort, wat hy gekies het vir homself. God kies ons, God red ons, God maak ons sy volk en nou leef ons vir God. Ons leef nou anders. Dit het God bewerk sodat jy vir almal kan wys hoe goed hy is. Dink 'n bietjie oor toe Dawid die ark gaan haal het, met hoeveel vreugde dit gepaard gaan, met hoeveel fees, met hoeveel sing en dans en spring. Hoe Dawid vir die volk kos gee. Die eerste kerk het elke week saam geëet. Die eerste kerk het van huis tot huis deur die week saam geëet. Want God is goed. En ons wil vir mense wys dat God goed is. Ons wil koninklike priesters wees wat die tabernakel van Dawid leef. Want God is vir ons goed, hy het ons gered. En hy gebruik ons nie om 'n tempel te word waar ons op mure om ons sit en mense uithou nie. Maar om 'n tabernakel van Dawid te wees waar ons oopmaak dat mense kan sien en kan deel wees. Dis wie ons is. Ons is God wat die tabernakel van Dawid herstel het. En nou tussen mense en vir mense leef deur ons. Wat tref jou? Staf jou uit. As jy dit hoor, as jy hieroor dink.